Ek groet die kerkraad, ek groet die ouderlinge, ek groet elke gemeentelid met die eerste kruiswoord wat opgeteken staan in Lukas 23, versie 34, met woorde wat so lui. En Jesus sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ons staan, liewe broers en susters gemeente, ons staan vandag by 'n sterfbed. Nie 'n maklike sterfbed nie, 'n moeilike sterfbed. En dis die sterfbed van Jesus. Baie van ons het soveel male by sterfbeddens gestaan, waar ons nog die laaste woorde aangehoor het van die sterwende persoon. Maar hierdie sterfbed van Jesus is besonders en is ongemaklik. Want u sien, op pad kruis toe was Jesus gemartel. Hy was geslaan. Die doringkroon was dieper in sy hoof ingedruk. Soveel so dat die bloed by sy gesig afgeloop het. En nêrens teen die pad het Jesus sy mond oopgemaak. Sy mond was toe. Was dit een van ons, dan het ons lankal ons monde oopgemaak. Want ons weet mos nie van ons monde soms toe nie. Ons is baie gou om ons monde oop te maak. En ons is baie gou om aan te val. Maar Jesus maak nie sy mond oop nie. Hulle kruisig hom aan die kruis van Golgotha. Eers daar aan die kruis, waar hy met wyd uitgestrekte arms hang. Open hy sy mond en hy bid tot sy Vader. Hy sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Wat leer hierdie kruiswoord vandag vir my en vir u? Die kruiswoord vandag leer vir my en vir ons vergewensgesindheid. Amen. Dis 'n woord wat baie swaar is. Dis nie 'n maklike woord by ons as Christene, as kinders van die Here, om toegepas te word in ons lewe nie. Want u sien, hoeveel keer sit ons aan by die nagmaaltafel maand vir maand. Hoeveel keer kom ons by die huis van die Here in? Hoeveel keer loop ons troostdiens op troostdienste? Hoeveel keer gaan ons na die tentwoningdienste op die uithoeke van die strate? Maar ek het nie die vergewensgesindheid binne in my hart nie. Nou bid Jesus aan die kruis, hy sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ja, die wêreld druk ons te neer. Ja, die wêreld maak seer. Die wêreld het al geliefdes deur geweld van ons af weggeneem. Maar nogtans is ons harte verhard. Ons wil nie daardie mense vergewe nie. As Jesus dan mense kan vergewe, wie en wat is ek dan, dat ek nie wil mense vergewe nie? Wat staan nog in my pad? Wat verhoed my dan om die mense te vergewe nie? Nadat God bid aan die kruis, hy sê, Vader, vergewe, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Die Here het nie net vir hulle gebid nie. Die Here het gebid vir hulle, wie hom vasgekap het ook aan die kruis, en vir ons was ingesluit. Vergifnis is 'n baie swaar woord by ek nie. En hoe gaan jy vir my sê, maar jy sal nie verstaan nie. Jy sal nie verstaan, maar Jesus verstaan, hy vergewe dan. Maar hoekom wil jy nie vergewe nie? Ja, maar iemand het my 20 jaar gelede seer gemaak. Ek loop nou nog met die wrok in my hart. Jesus. Jy gaan nie verrusting kry nie as jy nie vergewe nie. Jou hart gaan nog altyd belaai wees as jy vergewe nie. Die Here is vandag hier. En hy sê vir jou, wanneer jy van die kerk afgaan, dan wil hy dit by jou thuis bring. En ons gaan nou sondag weer by die nagmaaltafel sit. Met wat daar kom ons in. Met wat er vergifnis
En nou kom Jesus, hy sê, Vader, vergewe toch vir hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek en nie, ons kom baie keer uit die huis van die Here in, dan wil ek nie langs my medebroer sit nie. Nou kom ek by die Here en nou sien ek hom, dan gaan sit ek op 'n ander plek, en my hart is nog nie reg nie. Ek het hom nog nie vergewe vir dit wat hy verlede week vir my gesê het nie. Nou verwag jy, dat die Here moet jou vergewe, jy bid mos. Hy sê, Here vergewe my, wat ek vandag gedoen het. Here vergewe my, wat ek gedink het, gesê het van iemand anders. Maar wanneer gaan vergewe jy self? Wanneer staan jy op en gaan vergewe, en onthou, om te gaan vergewe, moet jy die hart uitkom. Want die Here is 'n kenner van die hart. Ieder gaan vir ons vloos, die gaan vir self vloos. As jy mense aan buitekant wil gaan vergewe, maar die Here kan dwars deur jou sien. Hy kan sien in jou hart, dat hy vergifnis kom nie uit 'n skoon hart uit nie. Baie kere sê ons, ek het maar net gegaan, om die vrede te wil bewaar. Ek het maar net gegaan, om my hart uit te steek. Ek het maar net gegaan, maar as jy omdraai, dan sê jy dit in jou gewete, ek moet dit maar net van my skouers afgekry. Kom ons los dit. Kom ons fokus vandag op wat Jesus sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Markus 11, vers 26 sê, as julle nie gaan vergewe nie, dan sal my Vader, wat in die hemel is, ook nie julle goddeloos vergewe nie. Hoe kan ons wil hemel toe gaan, maar ek en jy wil nie vergewe nie? Ons almal wil ons hemel toe gaan, maar jy kan nie hemel toe gaan nie, want die vergifnis hou jou terug. Jy moet gaan vergifnis vra. Daar is iets wat dat jy nie wil vergifnis vra nie. Jy sal moet, want elke knie sal verbuig, want God ken jou hart. Ek staan terug op die eerste kruiswoord wat opgeteken staan in Lukas 22, vers 34, met woorde wat so lui. En Jesus sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen.